Goeiemôre en weer eens baie welkom by ons erediens vanoggend op hierdie Sondag die 19de Oktober. Geliefdes en Here, ons voorsang vanoggend kom uit Halleluja lied 286, doen slegs U wil, Heer. Doen slegs U wil, U orde met vorm van net soos U wil. Lord, and U is the slegs U wil. Ben soek my almoedig leid, verder as nieuw, was mij vandaag, laat me steeds waar, toen slechts u wil hier, u wil met mij, tot heel mijn leven. Wie is geweest, maar van mijn hart door, hij hangt u toe, tot elke Christus, en wij zien voor, tot elke Christus, en wij zien voor. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Nou geliefdes, die Here het ons gegroet met sy seën. Laat ons daarop antwoord met blyskap saam te sing uit lied 164. Ons is almal hier te saam. Geliefdes in die Here, wat leer die 10 gebooie ons? Leer ons wat die verkeerde dinge is in die lewe. Leer ons hoe om vir God lief te wees. Dit leer ons hoe vir mense om ons lief te wees. Leer ons hoe God wil hê ons moet lewe. Daardeur word ons dan bewus van God se heiligheid asook ons eie sondes. Nou, God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus vir ons die wet op in Matteus 22 vanaf vers 35 tot 40.
En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Nou ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely met die volgende woorde. Here, ons het almal afgedwaal. Ons handel almal in stryd met u woord. Ons is liefdeloos teenoor u en ons medemens. Vergeld ons genadiglik nie volgens ons werk nie. Sien ons aan in Jesus Christus wat vir ons sondes gesterf het. Nou broeders en susters, na ons skuldbelydenis, wil God ons van sy genade verseker. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar: Hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hul geloof in God opnuut met blydskap bely. Kom ons antwoord na ons geloof bely en ons genadeverkondiging gehoor het, dat ons saam sing uit lied 215, besing die lof van Jesus saam. Van Israel, even see us. Thomas Emmanuel, oh, they follow you. Wat 'n wonderlike kragtige lied. Terwyl ons so sit, kom ons buig ons hoofde in gebed vir ons Heer en Hemelse Vader. Ons almagtige Vader, U wat woon in die hemel, Here, wat op ons neer kyk en sien wat ons doen en wat ons woel en wat ons werkskaf hier op die aarde. Maar tog is ook U hier teenwoordig in ons midde, Here. Want U, die vertrooster, die Heilige Gees, vir ons gegee om ons te lei en ons te herinner aan U woord en U naam. Maar Here, U weet hoe skuldig staan ons vanoggend voor U aangesig. Ons wil so graag die regte dinge doen, Here, maar as ons weer sien dat ons verkeerd gedoen, verkeerd opgetree, verkeerd gedink. En baie keer, Here, is ons nie eens bewus van die sonde nie. Daarom smeek ons U vanoggend, Here, vergewe ons sondes en ons oortredinge, Here. Verwyder dit so ver as die ooste verwyder is van die weste en dink nie meer daaraan nie. En dis wat U woord sê, Here. As U ons vergewe het, is dit verby. Is dit agter ons. Maar Hemelse Vader, help ons dan om vorentoe, nadat ons om vergifnis en belydenis gedoen het, alles in die stryd te werp, Here, om U woord te volg, om te leef volgens U wil. Want Here, hoe meer en meer ons
na u streef en na u woord luister en u woord nalees en bid, hoe meer en meer moet ons na te leef aan u, Here, en soos wat u wil, hê ons moet leef. Maar Here, u weet, ons kan slegs dit doen deur u genade en u liefde, wat u so omvangryk aan ons skenk elke oomblik van elke dag. En ons dank u daarvoor, Here. Ons dank u vir al die seëninge. Ons dank u vir die voedsel op die tafel, vir 'n dak oor ons kop, Here. Ons dank u vir vriende, familie, gesinne wat bymekaar is, Here. Ons dink ook aan die wat nie naby is nie, Here, die wat ver van ons af is. Seën u hulle, behoed en bewaar u hulle en beskerm hulle, Here. Ons bid vir die wat siek is, die wat swaar kry, Here, die wat honger is, die wat dors is, die wat ly onder die geweld in hierdie wêreld, Here, wat so erg is, wat mense se lewens totaal omverwerp, Here. En die wat wil streef na meer en wat hulle magte wil gebruik, Here, om dominansie te bewys, al is dit ten koste van soveel miljoene onskuldige mense. Here, laat daar verandering kom. Laat daar vrede kom op hierdie aarde, Here. Vrede wat van u afkom, vrede wat elke mens se hart oorneem. Vrede wat ons salig en rustig maak, Here. Want dis wat ons u vir ons gee. Here, gaan met ons vanoggend in hierdie erediens. Laat ons die woord hoor wat u wil hê ons moet hoor. Behoed en bewaar elkeen, Here, wat luister. Ontferm u oor hulle. Ons vra in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit Jakobus 5 vanaf vers 13 tot 20. Die opskrif op hierdie gedeelte is die gelowige gebed. Ek lees vir vanaf vers 13. As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die naam van die Here. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie. En in die land het dit 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid. Die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer. Maar my broers, as een van julle van die waarheid afdwaal en iemand sou hom terugbring, weet dan dat hy wat 'n sondaar van sy dwaalweg terugbring, hom uit die dood red en maak dat 'n menigte sondes vergewe is. Tot sover ons skriflesing. Gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van die Here sal altyd staan. Salig sal die woord van die Here hoor en dit in hulle harte bewaar. Ons dank die Here vir die geskrewe openbaring van die woord en vra u seën op die gepredikte woord wat volg. Laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots, my verlosser. Amen. Ons tema vanoggend is Elia was 'n mens net soos ons. Ons teksvers kom daarvan af vers 17. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie. En in die land het dit 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, ons leef in 'n tyd waar mense vinnige oplossings soek. As ons siek is, hardloop ons gou apteek toe of ons Google ons simptome. Wat sê dit of wat sê AI of wat ook al. As ons swaar kry, kyk ons YouTube video's oor selfhelp of ons lees online boeke vol wenke vir 'n beter lewe. As ons bly is, vier ons dit met 'n fees, 'n braai of deel dit op social media met enige iemand wat wil luister. Maar Jakobus leer ons iets radikaal anders. Hy sê as jy swaar kry, bid. As jy bly is, sing. As jy siek is, roep die ouderlinge. Met ander woorde, wend jou eerste reaksie na God toe, nie as jou laaste toevlug nie. Hierdie teks is soos 'n geestelike kompas. Dit wys vir ons rigting in elke omstandigheid van die lewe, in pyn, in vreugde, in siekte, selfs wanneer ons afdwaal. Dit roep ons terug na die kern van ons geloof, die krag van gebed.
die liefde van die gemeente en die soewereiniteit van God. En dalk is dit nodig dat ons dit weer moet hoor. Want baie van ons glo dat gebed bloot 'n laaste opsie is wanneer niks anders meer help nie. Of ons dink gebed is 'n towerformule waarmee ons God kan ooreed om te doen wat ons wil hê. Maar Jakobus wys ons, gebed is nie 'n meganiese ritueel nie. Dit is 'n daad van gehoorsaamheid en afhanklikheid. Dit bring ons hart en ons situasie onder die wil van God. Ons gaan na 3 groot waarhede kyk uit ons skrifgedeelte. Eerstens, gebed en gehoorsaamheid. Ons reaksie in swaar kry, blydskap en siekte. Tweedens, die voorbeeld van Elia. Hoe gebed werk wanneer dit in lyn met God se wil is. En derdens, die herstel van die afgedwaalde. Hoe ons mekaar in liefde en genade moet terugbring. Nou eerstens kom ons kyk na gebed en gehoorsaamheid. Jakobus begin die gedeelte met die opskrif die gelowige gebed, met 3 situasies waarin mense hulself kan bevind. Let wel, nie die gelowige se gebede nie, of 'n gebed vir die gelowiges nie. Nee, reguit en kragtig, die gelowige gebed. Vers 13 sê vir ons, as daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. Gemeente, ons almal ken swaar kry. Vir sommige is dit finansiëel. Vir ander is dit die gebrokenheid van verhoudings. Vir ander lê dit in die stilte van 'n nag waarin jy kan slaap nie, omdat bekommernisse soos 'n donker wolk oor jou hang. Vir ander die verlange en die hinkering na geliefde wat nie meer by jou is nie. En laat ons maar erken dat dit nie altyd maklik is nie. Jakobus skryf vir ons jou eerste reaksie moet gebed wees. Nie skinder nie, nie kla nie, nie selfsug nie, nie probeer self regmaak nie, nee, bid. Wat doen gebed in swaar kry? Dit trek ons weg van die illusie dat ons self alles kan beheer. En dit bring ons in teenwoordigheid van hom wat wel in beheer is. Gebed beteken nie dat swaar kry of verlang outomaties sal weggaan nie. Maar dit beteken dat die swaar kry nie meer die laaste woord inkry nie, maar God kry dit in. Ek dink hier aan Dawid se psalms. Hoe dikwels begin hy nie met 'n rou eerlikheid nie. Hoe lank nog, Here, my vyande is baie. Maar teen die einde van die psalm sien ons hoe sy hart verander. Maar ek vertrou op u goedertierenheid. Dit is wat gebed doen. Dit beweeg ons van wanhoop na hoop. Al verander die omstandighede nie noodwendig onmiddellik nie. Tweedens, in vreugde sing. Jakobus gaan aan deur te skryf as daar iemand is wat opgeruim is, moet hy lofliedere sing. Dit is interessant dat Jakobus sê nie, as jy bly is, moet tel jou vriende nie, of as jy opgeruim is, hou 'n partytjie nie. Nee, hy sê, sing tot eer van God, want 'n loflied is tot eer van God. Liefde is 'n gebed in melodie. Sing verander ons blydskap in aanbidding. Dit keer dat ons vreugde oppervlakkig bly of selfsugtig raak. Want as ons sing tot lof en eer van die Here, dan kom dit uit ons hart uit en dit roer ons, dit verander ons. Geliefdes, dink hieraan. Wanneer jy bly is, wie kry die krediet in jou hart? Is dit net jou eie harde werk of is dit die Here? Jakobus sê sing, want deur te sing erken jy dat jou blydskap 'n gawe van God is. Dit keer dat die vreugde jou hoogmoedig maak en dit vul jou hart met dankbaarheid. En dan sê in siekte, die derde situasie, as daar iemand is van julle wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom. En hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die naam van die Here. Hier leer ons 2 belangrike dinge. Eerstens, siekte is nie 'n privaat saak nie. In ons kultuur is ons geneig om siekte stil en privaat te hou. Dalk omdat ons nie mense wil lastigval nie, of omdat ons bang is omdat ons swak beskou te word, of omdat baie sal wil simpatiseer of iets te sê. Maar Jakobus sê, roep die ouderlinge. Met ander woorde, bring jou swaar kry in die lig van die geloofsgemeenskap. Jy dra dit nie alleen nie. Dan tweedens sê genesing, nie in die salwing of die ritueel nie, maar in die Here wat aangeroep word.
Baie geleerdes sê die olie wat gebruik word, kulturele gebruik was. Soms medies, soms simbolies. Maar Jakobus se punt is die krag lê nie in die olie nie, maar in die gebed en selfs meer in die God tot wie ons bid. Maar nou moet ons baie versigtig wees, broeders en susters. Hierdie vers beteken nie dat elke siek persoon wat deur die oudering gesalf en voor gebid word, noodwendig gesond gaan word nie. Ons weet dit uit ervaring en natuurlik vanuit die Bybel self. Paulus het gebid dat God die doring in sy vlees verwyder. Maar God het geantwoord, my genade is vir jou genoeg. So wat sê Jakobus dan? Hy sê God werk deur die gebed van die gemeente. Genesing kan gebeur en dit is altyd God wat dit gee. Maar selfs wanneer die Here nie fisiese genesing gee nie, gee iets groters, vergifnis, genade en die bewusmaking dat ons nie alleen is nie. Maar dan kom vers 16, hy voeg 'n nuwe dimensie by. Bely jul sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Nou begin Jakobus dieper sake na vore bring. Hy wys dat daar soms 'n verband kan wees tussen sondes en siektes. Nie altyd nie, en ons mag nooit 'n sieke veroordeel en sê jy is geseker, jy het seker gesondig, daarom is jy siek nie. Nee, ons mag nie. Maar soms is daar 'n geestelike dimensie wat ons nie mag ignoreer nie. Bitterheid, onvergifnis of verborgde skuld kan ons siele en ons liggame siek maak. Jy hoor baie keer jy is siek van bekommernis. Of die bitterheid vreet jou op. Dit kan ons siek maak. Daarom sê Jakobus, bely. Moenie jou sonde dra soos 'n las op jou skouers nie. Bring dit in die lig teenoor God en selfs teenoor jou broers en susters. Daar lê genesing. Nie net in die medisyne of die tyd nie, maar in die vergifnis ook. Dink net hoe bevrydend dit is. Jy hoef nie die masker te dra dat jy perfek is nie. Jy mag bely. En die belofte is, daar is vergifnis, daar is genesing, daar is herstel. So sien ons in die eerste gedeelte in elke omstandigheid, swaar kry, blydskap, siekte, sonde, roep Jakobus ons terug na dieselfde antwoord, gebed. Maar dit is nie 'n gebed van selfgerigtheid nie. Dit is 'n gebed van gehoorsaamheid. Dit bring ons in afhanklikheid voor God. Dit trek ons nader aan mekaar in ons geloofsgemeenskap. Nou in die tweede deel gaan ons kyk na die voorbeeld van Elia. En sien hoe God deur gebed van 'n gewone mens wonderbaarlik werk. Want Jakobus het ons nou gewys hoe gebed die eerste reaksie moet wees in swaar kry, blydskap, siekte en sonde. Maar dalk vra jy nog steeds in jou hart, ja, maar werk gebed regtig? Het dit regtig die krag in die tye wat ons leef? Dit is amper asof Jakobus hoor hoe mense dit sou vra. En daarom bring hy vir ons 'n voorbeeld, nie van 'n engel of 'n hemelse wese nie, maar van 'n mens. En hy sê, Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie. En die land het 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid. En die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer. Ek hou daarvan hoe Jakobus dit formuleer. Hy begin nie eers met die wonderwerk van die droogte en die reën nie. Hy begin deur eenvoudig te sê, Elia was 'n mens net soos ons. En dit is belangrik, want ons het die neiging om Bybelkarakters te sien as superhelde, mense wat hoër, sterker en beter as enigiemand anders was. Maar Jakobus herinner ons, Elia was 'n mens ook soos ons. Hy het ook gesukkel. Hy het ook bang geword. Hy het ook moedeloos geraak. En onthou, as jy die skrifte teruglees en kyk, sy groot oorwinning oor die Baal-profete in 1 Konings 19, hy hardloop weg. Hy kruip onder 'n besembos weg en hy bid selfs dat hy mag sterf. Dit is nie die prentjie van 'n onoorwonnelike geloofsheld nie. Nee, dit is 'n mens wat moeg en bang en gebroken voel. En tog sê Jakobus, het God sy gebed gebruik. Dit beteken jy hoef nie 'n geestelike superheld te wees wat God jou gebed kan hoor en gebruik nie.
Jy kan 'n mens wees net soos Elia, soms moeg, soms swak, soms vol vrae, en steeds gebruik God jou gebed. Nou let op, Elia se gebed was nie bloot 'n persoonlike wenslys nie. Hy het nie gebid dat dit nie moet reën nie omdat hy, kom ons sê nie van nat weer gehou het miskien nie. Nee, sy gebed was in lyn met God se wil en God se oordeel oor Israel se afgodediens. In Konings 1 In 1 Konings 17 lees ons dat God selfs gesê daar gaan droogte wees. Elia bid dus in gehoorsaamheid aan dit wat God reeds geopenbaar het. Hy bid God se wil, ons kan amper sê terug aan God. 'n Gemeente, geliefdes, dit is 'n sleutelpunt. Ware gebed is nie 'n poging om God te oorreed om ons wil te doen nie. Ware gebed is om ons harte so naby aan God se wil te bring dat ons dit begin bid soos wat God se wil is. Met ander woorde, laat u wil geskied. Daarom het Elia se gebed krag gehad. Nie omdat Elia oor iets besonders gebid het nie, maar omdat hy in ooreenstemming met God se wil gebid het. En Jakobus sê vir ons, Elia het ernstig gebid. In die oorspronklike taal word beskryf as 'n gebed vol intensiteit en volharding. En ons sien dit duidelik in 1 Konings 18. Elia klim op die Karmelberg, kniel en sit sy gesig tussen sy knieë en bid dat dit weer sal reën. Hy stuur sy dienaar uit om te kyk of daar wolke is nie. Niks nie. Hy bid weer. Hy stuur weer. Niks. 7 keer. En eers daarna verskyn daar 'n klein wolkie en dan kom die reën. Hoeveel keer gee ons moed op na die eerste gebed of die tweede keer? Hoe vinnig sê ons, wel ek het 1 keer gebid en niks het gebeur nie. So dit help seker nie. Maar Jakobus wys vir ons hierso, volhardende gebed, gehoorsame gebed, geloofsgebed, dit het krag. Nie omdat ons gebede magiese kragte het nie, maar omdat ons hou by God wat sy wil en sy tyd volmaak uitvoer. Toe Elia weer gebid het die hemel reën gegee, met die aarde het sy oes gelewer. Wat 'n wonderlike gesigsbeeld. Die land wat droog en dood gelyk het, bring weer lewe voort. En dit is 'n prentjie van hoe God werk deur gebed. Gebed bring lewe waar daar droogte was. God bring hoop waar daar wanhoop was. Gebed bring vrug waar daar eers net dorre grond was. Maar let mooi op. Dit is nie Elia wat die reën gee nie. Dit is nie Elia wat die oes bring nie. Dit is God. Elia se rol was om te bid. God se rol was om te antwoord. Geliefdes in die Here, dit leer ons 'n belangrike balans. Gebed is ons verantwoordelikheid. Uitkoms is God se verantwoordelikheid. Ons bid, hy gee die reën. Ons roep, hy antwoord. Ons smeek, hy besluit op die tyd en die manier. Jakobus se punt is eenvoudig en kragtig. Jy hoef nie buitengewoon te wees om jou gebed te hoor. Jy hoef nie buitengewoon te wees dat God jou gebed kan hoor nie. Jy hoef nie 'n geestelike reus te wees nie. Elia was 'n mens net soos ons, maar hy het gebid. God het magtig gewerk. Elia was 'n getroue volgeling wat God eerste geplaas het in sy lewe. Dit beteken vir jou en vir my, moenie ooit jou gebede as te klein, te swak of te onbelangrik sien nie. Moenie dink jy moet eers volmaak wees voordat jy kan bid nie. Bring jou swakheid, jou vrees, jou moegheid, jou vreugde. Bring dit alles in gebed in jou eie woorde op jou eie opregte manier. Want die krag van gebed lê nie in jou volmaaktheid nie, maar in God wat luister na jou gebede. So ons het gesien, gebed is ons eerste reaksie. En die voorbeeld van Elia wys ons dat gebed, selfs van gewone mense, deur God gebruik word op kragtige maniere wanneer dit in lyn is met sy wil. Maar Jakobus eindig nie hier nie. Hy sluit af met nog 'n oproep. En dit is nie net oor gebed nie, maar hoe ons mekaar moet versorg in die geloof. Hy sê as iemand afdwaal, bring hom terug. Want die pad van gebed en gehoorsaamheid lei uiteindelik tot gemeenskaplike verantwoordelikhede en liefde. Nou ek wil graag nou by die laaste deel stil staan.
die herstel van 'n afgedwaalde broer. Dit is tog belangrik as ons daarna kyk. Want hier Jakobus sluit sy brief af op 'n verrassende wyse. Hy sê nie groete of seën soos Paulus nie. Hy eindig met 'n dringende oproep. My broers, as een van julle van die waarheid afdwaal en iemand sal hom terugbring, weet dan dat hy wat 'n sondaar van sy dwaalweg terugbring, hom uit die dood red en maak dat 'n menigte sondes vergewe word. Jakobus aanvaar dit as 'n werklikheid. Sommige gelowiges dwaal af. Ja, hy sê as een van julle van die waarheid afdwaal. Gemeente, ons moet eerlik wees, dit gebeur. Mense wat saam met ons in die kerkbanke sit, mense wat saam met ons gebid en gesing het, verdwyn eenvoudig. Party glip stadig weg. Eers minder betrokke, dan al minder sigbaar en tot hulle heeltemal afwesig is. Ander raak sigbaar rebels en kies ooplik kant teen God se waarheid. Dit kan maklik wees om te dink, wel, dis hulle probleem. Maar Jakobus sê nee, wanneer iemand afdwaal, is dit ons probleem, want ons is deel van dieselfde liggaam. En Jakobus sê, en iemand sou hom terugbring. Met ander woorde, God roep ons om mekaar se herders te wees. Dit is nie die predikant of die ouderlinge se taak nie, dit is die taak van elke gelowige. Hoe bring ons iemand terug? Nie met harde oordeel of koue veroordeling nie, maar met liefde, met geduld en met waarheid en met genade. Onthou wat Paulus in Galasiërs 6 geskryf het. Broers, as iemand deur 'n sonde oorval word, moet julle wat deur die Gees gelei word, so iemand in gees van sagmoedigheid reghelp. Dit vra moed. Dit vra bereidheid om ongemaklike gesprekke te hê. Dit vra bereidheid om lief te hê, selfs wanneer dit nie maklik is nie. Maar Jakobus sê, dit is 'n daad van liefde wat lewe bring. En dan voeg Jakobus by, weet dan dat hy wat 'n sondaar van sy dwaalweg af terugbring, hom uit die dood red en maak dat 'n menigte sondes vergewe word. Dis 'n ongelooflike stelling. Wanneer jy iemand help terugkeer na die waarheid, red jy hom van die dood. Nie net fisiese dood nie, maar die ewige dood, die skeiding van God. En meer nog, dit bring vergifnis van 'n menigte sondes. Wat beteken dit? Dit beteken dat God se genade so oorvloedig is dat wanneer iemand terugkeer, hy nie net die een dwaalpad vergewe word nie, maar 'n hele geskiedenis van sondes. Geliefdes, dink net. God kan deur jou gebed, jou liefde, jou sorg 'n mens red van die ewige dood. Dis nie omdat jy magtig is nie, maar is omdat jy deel raak van God se genadewerk. En hiermee herinner Jakobus ons dat geloof nooit net 'n private aangeleentheid is nie. Ja, ons bid alleen. Ja, ons sing alleen. Ja, ons bely persoonlik, maar ons geloof is in gebed in 'n gemeenskap. Ons is geroep om mekaar te dra, vir mekaar te bid en mekaar terug te bring. Christelike geloof is nooit ek en Jesus alleen nie. Dis wel 'n saak tussen jou en God, maar dit is altyd ons en Jesus saam. En dit is in hierdie saamwees dat die Here sy gemeente bou, genees, vergewe en dra. As ons hierdie gedeelte saamvat, wat sien ons? In swaar kry, blydskap en siekte en sonde is ons eerste reaksie gebed. In die voorbeeld van Elia sien ons, die gebed van 'n gewone mens kan deur God gebruik word op 'n buitengewone maniere, wanneer dit in lyn is met sy wil. In die oproep tot herstel van die afgedwaalde sien ons, die geloof is nie net persoonlik nie, maar gemeenskaplik. Ons dra mekaar, ons bid vir mekaar, ons bring mekaar terug. So wat beteken dit vir ons vandag met ons lewe? Ek wil amper sê prakties. Leef 'n lewe van gebed. Wees gehoorsaam in jou gebed. Dra mekaar in liefde. Vertrou die soewereiniteit van God. Liefdes, ek sluit af. Jakobus se brief eindig nie met 'n groet nie, maar met 'n oproep. Dit is asof hy wil hê die laaste woord in ons ore moet wees: bid, bely, dra mekaar. Mag dit ook ons laaste gedagte wees wanneer ons vanoggend oor hierdie skrifgedeelte nadink. Laat ons mense wees wat in alles swaar kry, vreugde, siekte, sonde, ons eerste reaksie na God bring in gebed. Laat ons mense wees wat soos Elia bid. Nie omdat ons buitengewoon is nie, maar omdat ons weet God is buitengewoon. Laat ons mense wees wat mekaar dra, wat mekaar terugbring, wat nie toekyk hoe iemand afdwaal nie, maar in liefde en genade ons hande uitsteek. So sal ons 'n geloofsgemeenskap wees waar God se teenwoordigheid sigbaar is.
waar gebed die lig vul, waar vergifnis vloei, waar liefde sterk is. En so sal ons 'n geloofgemeenskap wees wat getuig, die Here is naby aan die wat hom aanroep. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, laat U naam geheilig word. Laat U wil geskied, in die hemel so ook op die aarde. Want Here, U weet ons het maklik ons eie wil volg. So maklik ons eie ding wil doen. Here, help U ons en dra ons dat ons weer eens besef dat gebed is 'n persoonlike gesprek met U, Here. Waar ons hart kan open en ons gedagtes en alles wat in ons opgekrop het kan uitstort voor U. Want U luister na ons, Here, en U help waar ons nodig is om te help. En soms neem die tyd van Here, U vorm ons na U wil toe. En sommige van is ons hart, Here, en U moet tyd vat en hard werk met ons om ons te laat verander. En daarvoor dank ons U, Here. Daarvoor dank ons U dat U bemoei met ons, dat U omgee vir ons. Want is ons hoe klein en swak, is ons so belangrik in U oë, Here. Want Jesus Christus, U het vir ons sondes gesterf. U het gelei aan die kruis, die dood binne gegaan, oorwin en opgevaar na die hemel. Ter wille van ons, Here. Daarom vra ons vanoggend vir Here, versterk ons. Gee ons krag. Gee ons krag in ons gebede, Here. Maak ons, bevry ons van die laste wat ons so dra. Dat ons kan met vrede in ons hart die dag binne gaan. Vrede wat alle menslike verstand te bowe gaan, wat net U vir ons kan gee. Ons vra dit nie vir dienste nie, maar U uit genade. Amen. Ons slotlied vanoggend is die 208. Ek wil die Here loof en prys. Say, good God of kindness, forever, and conquer lost soul. My hands say, God, most sweet, all no, so Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here het opgevaar, maar hy het nie verdwyn nie. Hy leef, hy regeer, hy kom weer. Leef onder sy seën en sy genade met jou hoop in hom. Amen.